Hallo julle, dis so lekker om saam met julle weer te kuier en sommer net te begin op die regte manier hierdie Sondag. Ek wil eerstens vir julle baie gelukkige Valentynsdag sê. Mag julle regtig besef hoe lief God julle het. Dit is sommer net vir ons 'n herinnering ook vandag om te besef God is so lief vir elkeen van ons. En dan wil ek julle weer eens herinner oor die Dink Jeug app. Ons is nog steeds super opgewonde daaroor en ons motiveer huisgesinne om dit af te laai, die Dink Jeug app, en dit weekliks te gebruik in julle of as huisgodsdienst te gebruik en saam te geniet. Dit is so belangrik en ons motiveer julle om dit te doen. Daar is ook 'n ander ding. Ek wil julle elkeen motiveer om dit te deel met 'n ander gesin. Daar's 'n share knoppie. So ek wil julle motiveer. Elke huisgesin moet dit deel aan iemand anders. En dan is ons ook super opgewonde. Die Kieks en die Tekkies en die Mag en 10 begin vir die week, Woensdag. Ons is super opgewonde. Die Kieks en die Tekkies is van 5:30 tot 6:15 en die Mag en 10 is van 6:15 tot 7:00. Ons is super opgewonde om julle daar te hê. En dan het ek dink sommer aan julle en ek dink aan julle in hierdie week en ek hoop dit het goed gegaan met julle en die tegnologie. Dat julle bietjie minder tegnologie gebruik het en bietjie meer gedink het hoe jy iets anders vir iemand anders kan doen. So ek hoop dit het goed gegaan met julle daaroor. Vandag gaan ons sommer saam met die preek beweeg weer, saam met Cornus se preek en die tema is neem jou kruis op en volg my. So ek gaan gou vir ons lees uit Matteus 16 vers 24 tot 28. Om Jesus te volg. Toe sê Jesus vir sy disippels: As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Wat sal dit vir 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal dit 'n mens gee in ruil vir sy lewe? Die Seun van die mens gaan saam met sy engele kom. Hy sal bekleed wees met dieselfde heerlikheid as die Vader en sal elkeen volgens sy dade vergeld. Dit verseker ek julle, daar is party van die wat hier staan wat beslis nie sal sterwe voordat hulle die Seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie. So julle, daar's 3 dinge wat ek definitief vir julle wil uitlig uit hierdie gedeelte. Ons moet vir Jesus volg, maar hoe doen ons dit? En daar's 3 dinge wat ek vir julle wil sê. Die eerste ene is, ek moet minder raak en Jesus moet meer raak. Ek moet my eie ek opgee. Dit gaan oor Jesus. En dan 2 is, ek moet my kruis opneem. En 3 is, ek moet Jesus volg. So daar's die 3 dinge wat ek graag vir julle wil sê en wat julle so moet onthou uit hierdie gedeelte uit. So, waarop ons fokus en wat die beste of die belangrikste gedeelte is dat ons agter Jesus aan moet loop. Ons moet vir Jesus volg. Dit is wat Jesus vir ons wil hê. Hy wil hê ons moet hom volg en disippels wees. En wat dit eintlik sê is follow the leader. Het julle al ooit daai speletjie gespeel? Ek motiveer julle sommer om dit op te speel saam as gesin. En dit is wat dit is. Dit beteken om Jesus te volg. Maar om Jesus te volg is ook nie altyd maklik vir ons in hierdie wêreld nie. Daar is ook struikelblokke en daar's dinge wat ons moet doen. So die eerste ding waaraan ek dink as ons moet stap agter Jesus aan, is skoene. Ons moet die regte skoene aantrek. En die regte skoene, wat is dit? Is dit hakskoene? Is dit plakkies? Nee, dis nie dit nie. Ek dink sommer dadelik aan Efesiërs waar hulle praat oor die wapenrusting. En daai skoene wat ons moet aantrek is die skoene van bereidheid. En dit staan in Efesiërs 6 vers 15. Ons moet die skoene van bereidheid aantrek. En wanneer ons Jesus volg, vra hy ook vir ons dinge wat ons moet opgee. Ons moet dinge nie meer doen nie. Ons moet volgens sy woord lewe en regtig voorbeelde wees. En ons moet sy lewe weerspieël. Dit is wat ons moet doen as volgelinge van Jesus. Ons moet ook ons kruis opneem. En wat dit beteken is, die wêreld, ons kry almal swaar partykeer. Dit gaan baie goed met ons ander kere. Dit gaan op en af met elkeen. En dit is wat ons ook moet doen. Ons moet deur die goeie tye en deur die slegte tye altyd na Jesus toe gaan. Ons moet altyd terug na hom toe keer. Ons moet daardeur bid. Ons moet daardeur praat en dit is so belangrik. Om jou kruis op te neem is so belangrik en dit beteken om elke dag soos Jesus te leef. Ons moet minder raak en Jesus moet meer raak. Ons moet soos hy probeer leef. So dit is so belangrik. En wat ons ook moet besef is, ons kan nie sonder Jesus nie. Ons het hom nodig in ons lewe en dit moet ons nooit vergeet nie. Ek het ook die volgende vraag vir julle wat julle oor lekker kan gesels as gesinne om die tafel. Die eerste vraag is,
Het jy die skoene van bereidheid aan? Help jy waar jy kan in die gemeenskap, in jou gesin en kerk? Sal dit vir iemand wat na jou kyk en jou glad nie ken nie, lyk of jy 'n disipel van Jesus is en iemand is wat Jesus volg? Met ander woorde, getuig jou lewe. En dan wil ek vir julle ook motiveer, wel julle gaan eers julle ma en pa moet vra, maar ek het 'n paar skoene van my hier en ons gaan nou onder ons skoene skryf. Ek motiveer julle om dit ook te doen. Ek is bereid. Ek is bereid. So ons gaan dit skryf en julle kan dit ook hierdie week doen en moet nooit vergeet om bereid te wees, om 'n disipel te wees en om 'n volgeling van God te wees nie. Julle, dit was so lekker om saam met julle te kuier. Ek het dit vreeslik weer geniet. Ek hoop dit gaan goed met julle. Ons mis vir julle en ons sien uit om julle by die Kieks en die Tekkies te hê en by die Maggentien. Nooi jou maats. Ons sien uit om julle daar te hê. Lieflike week en ons kuier weer volgende week saam.